Goeiedag almal, gister het ons gesels daarvan uit Jakobus 1 vers 2, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei versoekinge val. Ons het gesien dat die aanvalle van Satan is direk gemik teen ons verhoudings, ons finansies, ons werk of ons besigheid, ons emosies, kortom, ons word aangeval op elke denkbare wyse in ons lewens. Maar ons moet weet, ons kan oorwin. Daarom moet ons opgewonde en met 'n hoopvolle verwagting elke aanval trotseer. Maar die woord gaan verder in vers 3, Jakobus 1 vers 3, en hy sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Nou hierdie woordjie lydsaamheid is hopomonei in Grieks, wat dui op iemand wat op een plek vas staan en sy posisie behou. Maak nie saak hoe vel die geveg is nie. Hopomonei is 'n militêre opdrag aan soldate, en wanneer die vyand storm was die bevel van die generaal, hopomonei, soldate, skop jou voete stewig vas in die grond, staan onwrikbaar vas en kyk die vyand vierkantig in die oë, hou jou posisie en veg totdat die vyand heeltemal verslaan is. Elke soldaat het geweet, gehoorsaamheid aan hierdie bevel, hopomonei, beteken oorlewing en buit, maar ongehoorsaamheid beteken 'n gewisse dood. Maar die volgende vers beklemtoon die erns van hierdie opdrag, hopomonei, Jakobus 1 vers 4. Maar die lydsaamheid, hierdie hopomonei, moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ons ontvang elke dag hierdie opdrag van ons groot generaal, die Here onse God, hopomonei, wat in die konteks van Lukas 10 vers 19 duidelik gelees kan word. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Daarom, hopomonei. Direk vertaal uit Grieks kan Johannes 1 vers 2 tot 4 soos volg lees. Organiseer jouself onder die heerskappy en leierskap van God. Plaas jouself in sy rangorde, want jou vyand poog om aanhoudend, sonder ophou en met 'n baie skerp voorwerp jou lewe te penetreer. Maar wees opgewonde met 'n hoopvolle verwagting, want hierdie vyand is bloot 'n toets vir jou krag en jou gevegsvermoë. Daarom sal jy jouself aggressief teen hom moet mobiliseer en alles in jou vermoë doen om hom te oorwin met die volle versekering dat jy hom kan oorwin. Staan vas op een plek, skop jou voete vas in die grond, kyk hom direk in die oë, trotseer sy aanval en veg totdat hy heeltemal vernietig is. Want dan alleen sal hy vreesbevange wegvlug, omdat hy God se wet van voorspoed en redding in jou lewe oortree het. Die opdrag van die Here aan elkeen van ons is, my kind, hopomonei, skop jou voete vas, slaan jou skild in die grond, lig op die swaard van die woord en kyk die vyand direk in die oë, want jy is 'n oorwinnaar. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Dankie daarvoor, Here. Amen.